En ons sê baie dankie vir almal van julle wat ook dit al ontvang en dit weer luister, want dit is goed, die woord is goed, en dan ook uitstuur. Dit is jou bediening. So jy sê, pastoor, ek kan nou nie die woord so bring nie, so want jy kan eintlik. Maar as jy nog nie daar is, nie sê so lang uit wat jy kan kry, want die woord stuur dit uit. Ja, maar ek weet nie, so die skaam vir my, jou skaam is, jy is mos die skaam vir Jesus nie, die woord nie. So vat jou foon, ons het dit, allemaal met fone. Ek stuur dit op WhatsApp, ek maak dit 4 kort gedeeltes wat die WhatsApp kan hanteer, 4 dele, en jy kan daai vir die mense stuur. Al wat hulle kan doen om te ontvang en dit weggooi, of die kan dalk sê, wauw, hier is iets, ek gaan luister. Amen. En daar, al die mense wat op bekering kom, is op jou rekening. So kom ons doen dit uit, ons het die goed in ons hande, ons het die, kom ons stuur dit uit, gaan Facebook toe, gee een like daar, gaan YouTube toe, gee een like, want lyk my deesdae mense is so ingestel, meer likes daar is en meer luister hulle daarna. Is ek reg? Dit is ons so. Dit moet sy nog aanmaak maken. Klaar. So hy is bezig met die rekord. Goed. Oké, is dit allemaal reg? Nou ja, ek het die eerste opskrif hier, die ontstaan en instelling van Paasfees. God self, ons hemelse Vader, het dit ingestel. Levitikus 23 sê dit van die feeste. Nou wat het die feeste gedoen? Die feeste was die plek waar mense in die teenswoordigheid, sê allemaal teenswoordigheid van die Here gekom het. Ek sê bly julle is allemaal hier teenswoordig. Amen. En ek ervaar julle in mate ook my teenswoordigheid, want ek is ook hier. Het is nou jammer vir die mense wat nie hier teenswoordig is nie, hulle gaan uitmis. So, jy sê allemaal weer teenswoordig. So die feeste was om die teenswoordigheid van die Hemelse Vader te betree. Dit was die idee. Daar was 7 feeste in 1 jaar, 'n Joodse kalenderjaar. En die 7 feeste, 7 praat van volmaaktheid, perfeksie, en 7de dag is rus. So hulle wat geglo het, gaan die rus in. Wie van julle wil saam met die rus ingaan? Ons vat die woord, ons luister die woord, ons glo dit, ons gaan die rus in. Wat se rus gaan jy in? Jesus het die werk voltooi. Die werk wat ek en jy nooit kon voltooi nie, het hy voltooi en hy het ons ingetrek daar by die 3 dae kruisifikasie, Johannes 12, en daarom het hy die werk ook vir ons en as ons voltooi. Wie is by dit doen? So, ek wil nog baie doen, ek wil nog dit doen, ek wil nie die hemel mis nie. Daar kom ons begin glo. Dit is nie meer doen nie. Jesus het klaar gedoen wat gedoen moes word. Ons moet nou glo wat hy klaar gedoen het. Amen. En dit vat vir onsself en sê dankie Here. Dis al wat ons kan doen, is te sê dankie Here. Amen. Weet jy, wanneer ons die woord se hoor soos verhoor, dan hoor ons wie? Jesus. Jesus is die teenswoordigheid van die Vader. Hy is die bemiddelaar, hy bring ons in die Vader se teenswoordigheid. En wanneer ons Jesus hoor, die woord, is ons by die Vader. Is ons in sy teenswoordigheid. Is jy nog teenswoordig? Amen. Moet nie afdwaal nou nie. Kry jy gedagtes hier? Amen. Teenswoordig. Dis wat gebed dan ook is. Gebed is om teenswoordig te raak in sy teenswoordigheid. Amen. En daarom bereik jy die woord, oordenk die woord, dag en nacht, Psalm 1. Dan kom jy in sy teenswoordigheid. Mense, ek weet nie julle nie, beteken voel 'n mens eensaam, né? Ja. Val op 'n Saterdag aan, dan sing jy op David Kramer, sy liedjie, Stoksie alleen, sy Kramer op Kramer. Dan voel jy Stoksie alleen op 'n Saterdag aan. Kom, waai maar vir my die hand, al van ons het ons so gevoel. Maar weet jy wat, wanneer jy kan leer om sy teenswoordigheid te betree, sal jy nooit Stoksie alleen voel nie. Amen. En dit wat vir die feeste was. Nou wat wonderlik was, die feeste word genoem, die feeste van die Here. Amen. Verwys na Jesus. Yes. Jesus is ons fees. Nou al 7 feeste, sê al 7, die volmaaktheid, die perfeksie, die rus, is nou binne in jou, nie hom aangeneem. Amen. So jy het 'n voeling binne in jou. Jy vier 7 feeste tegelijkertijd. Amen. Die feeste eintlik, dit is nie feeste meer op sekere tye vier nie, want in sy teenswoordigheid is daar geen tyd nie. Amen. Sy teenswoordigheid is ewigheid. Amen. So wanneer sy teenswoordigheid betree,
betree al 7 feeste en al die krag en die werking van die 7 feeste. Nou die eerste fees was Paasfees. In Paasfees was daar 2 ander feeste, dus so 3 bymekaar. Ongesuurde brodefees en eerstlingskerfees. Dit praat alles van Paaslam, wat geslag is, gekruisig is, oor vuur gebraai is, wat toe nou ete word. En daarom eet jy nou vermoorde dit. Wie eet vermoorde? Jesus sê in Johannes 6, julle my vlees eet en my bloed drink, is julle deel van my, is julle een met my. As jy dit eet, het jy en ervaar jy tydloosheid, ewige lewe. Teenswoordigheid, alle mense. Ek weet as ons vermoorde die nagmaal gaan bedien hier, jy vat die broodjie, en jy kou hom, wat proe jy, en jy kou en jy sluk in, dit is 'n eenheidsfees, daarom sluk jy dit in, jy word een daarmee, deel daarvan. So maak jy die woord nou een met jouself. Ontvang met sagmoedigheid, sê Jakobus 1, die ingeplante woord, wat in staat is om jou denke, gedagtes, gemoedes, jou siel, heel te maak, gesond te maak. Wow! So ons eet gesondheidsbrood vermoorde. Eintlik elke diens wat ons doen, eet ons brood. Voed jouself met woorde van geloof, sê Paulus in Timoteus. So ons voed onsself met Christus en ons word verstadig. En ons gaan die rus in. Sê amen. So elke Sondag eintlik, of elke diens wat ons hou, wanneer ons woord hoor, eet ons eintlik nagmaal. Amen. Want jy eet die brood, wie Jesus is. Dit kom na jou toe nou in die vorm van woorde. Die woorde is die houers waarin hierdie inhoud, kosbare inhoud is Christus Jesus, die lam van God geslag en oor vuur gebraai, wat jy dan nou inkry. Wow, jy kry vuur in. Vuur in jou kop. Amen. Wat doen vuur? Wat doen die Heilige Gees vuur? Dit brand al die kaf uit. Dit brand al die nonsens uit. Amen. En nou begin jy suiwer Christus dink. En Salomo sê, soos jy dink, so is jy. Wow. So wat is die oplossing van die lewe? Hou aan eet. En dan moet jy elke oomblik nagmaal hou. As jy die woord vat en jy luister die woord vir jouself en jy eet dit, dis eintlik wat dit beteken. Dan hou jy nagmaal eenheidsfees. Maar Jesus het gesê, so toe hy dit ingestel het, so dikwels as wat julle dit doen, die nagmaal, doen dit tot my gedagtenis. En eintlik is dit nie nagmaal nie, dis verbondsmaal. Verbond beteken huwelik. Ons is ons nou getroud met Christus. Symbolies. Beteken een met hom. En wanneer jy die nagmaal simbole gebruik, dan word jy ons nou een. Daai eenheid met hom word nou bevestig. Sê amen. So wanneer ons nou sit, ons vat die nagmaal, ons eet die brood, dit is sy liggaam wat ons gebreek is, en ons drink die wyn, sy bloed wat ons gevoel het, dan sê ons, wauw, ek neem dit in, sê almal neem dit in, en ek vier die eenheid met hom. Amen. En wat is hierdie eenheid? Sy teenswoordigheid. So nagmaal beteken teenswoordigheid. Dis deur God self ingestel vir 'n spesifieke doel, vir die verlossing, bevryding van Israel uit Egiptiese slawerny. So boodskap vir ons vandag is 'n verlossing, bevryding uit slawerny van ons sonde toestand. En ons weet die sonde toestand is finaal opgelos. Sonde in Grieks is hamartia, beteken mis die beeld van die Vader waarna jy geskape is, wat liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid en so meer is, Galasiërs 5:22, die vrugte wat jy moet dra. Sê amen. So pastoor, ek probeer so hard om my vrugte te hou, probeer glo. Jy het reeds dit binne in jou. Sy DNA is reeds binne in jou, as jy hom aangeneem het, die woord is die onverganklike woord, saad, wat jy ontvang. En dit bring die wedergeboorte voort in jou. Wat bring dit voort? Saad, presies wat jy saai, dit gaan jy oes. So Christus saad in jou, hierdie woord is sy saad, wat jy nou ontvang. As jy dit aanneem en jy vat dit vir jouself, wat bring dit in jou? Christus. Wat word geopenbaar of gebaar, of wat word aan geboorte gegee in jou lewe? Jesus Christus. En wie is hy? Sy uitvoer is die 9 gawes van die Gees. Vrugte van die Gees is kies. Ons het Sondag of Woensdag verby is, vir julle verduidelik die verskil tussen wat 'n boom vrugte dra en daar is geskenke aan 'n boom of gawes. Die boom wie jy is, die vrugte wat jy moet dra, is jou aard, is die beeld van jou hemelse Vader waarna jy geskape is. En dit is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing.
Die oomblik as jy die teenoorgestelde daarvan doen, jy verloor beheer oor jouself en jy is ongeduldig, wat se vrugte is daai? Verkeerde vrugte. So maklik om te sien. Dis waarom Jesus sê, aan hulle vrugte sal julle ken. Aan jou vrugte wat jy openbaar sê jouself ken. Maar weet jy hoekom? Ek was toe maar ek het Jesus aangeneem, ek is gevul met die Heilige Gees en ek het ook nie my geduld verloor. Weet jy hoekom? Jy is nie genoeg in die woord nie. Jy moet aanhou die woord eet. Jy moet aanhou in sy teenswoordigheid beoefen. Deur sy woord wat teenswoordig is. En wat is sy woord? Sy woord sê vir jou wie jy is, wat jy kan doen en wat jy besit. Wat sê die woord? Wie is jy? Jy is sy kind, geskape na sy beeld, sy gelykenis. So as jy dit is, het jy sy natuur. Wat is sy beeld en gelykenis? Sy natuur, wat is dit? Liefde. Wat is liefde? Galasiërs 5, vers 22. Liefde is blydskap. Liefde is vrede. Liefde is vriendelik. Ja, as ek myself in die spieël kyk, dan sien ek is vreeslik onvriendelik. Wel, is nog glo. Jy is dit klaar, ek probeer swart, moenie probeer nie, glo dit. Staan op in die môre vroeg, begin stil raak in sy teenswoordigheid, sy almal weer teenswoordigheid. En hoor wat die Vader sê van jou wie jy is. Jy is nie wat jou skoonfamilie sê jy is nie. Jy is nie wat die mense in die buurt sê jy is, of wat jy dink die mense dink jy is nie. Jy is wat die Vader sê jy is. Sê amen. As jy sy kind is jy liefde. Amen. So vroeg in die môre staan jy op, dan sê jy in sy teenswoordigheid, of jy gaan jy in en sê ek moet dink die woord nou. Here, U sê vir my, ek is gered, ek is U kind, ek is liefde, ek is blydskap, ek is vrede. Vertel jouself wie jy is. Amen. Met die mond bely jy tot oorwinning. Amen. Romeine 10. Sê amen. Amen. Ek kry nie. Amen. Werk met jouself. Wat gebeur as jy die voedsel inkry? Jesus die lam wat oor vuur gebraai is. Jy kry sy vuur, die Heilige Gees vuur in jou kop, in jou gedagtes, in jou denke. En as daar gedagte is wat nie ooreenstem met Christus nie, neem jy dit gevange en bring dit in gehoorsaamheid aan Christus. 2 Korintiërs 10. Sê amen. Wie vang wat ek sê? Amen. Wat is Paasfees? Teenswoordigheidsfees. Want hy is reeds teenwoordig binne in jou. Paasfees, saam met 2 ander feeste, is die eerste 3 feeste, soms by die kruising. Dan 50 dae later, na Jesus se opstanding, nadat hy ook hemelvaart gehad het, 50 dae na sy opstanding, het ons wat se fees? 'n Pinksterfees. Die fees staan alleen. Dis die 4de fees. Gevul met die Heilige Gees gekom, sodat jy kan terugkyk en in die volle waarheid ingelei word van wat het saam met jou in die 3 dae kruisoperasie gebeur, waar jy saam met hom gekruisig, gedood, begrawe, lewendig geword het, opgestaan het en gesit het. Die Heilige Gees maak dit wakker in jou en wys jou, jy's een daarmee. Lewendig wording is reeds in jou. Nou moet jy dit in jou sieldimensie, denke, gedagtes en gemoed inkry. Sê amen. Sê vir jouself, ek is lewendig. My denke is lewendig. Dan kom maar gedagtes op, sulke spookgedagtes en hondegedagtes. Hierdie mense gaan my nie help nie. Daai mense, miskien as jy 'n besigheid is, gaan my nie betaal nie. Of as jy in 'n werksituasie, dit is almal teen my. Waar kom daai gedagtes vandaan? Kry vuur in jou kop, wat sulke gedagtes uitbrand. Eer die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is. Sê amen. Amen. Doen dit met jouself. Amen. Hou die hele tyd nagmaal, eet die brood en drink die wyn. Amen. Met jouself, symbolies. Sê vir jouself aanhoudend, ek is wat die Vader sê ek is. Ek kan doen wat hy sê ek kan doen. En ek besit wat hy sê ek besit. Amen. Jy het vuur. Dit brand al die negativiteit, al die ongeloof uit. En met die tyd groei jy en kry jy die wordingsproses in jou sieldimensie en raak jou siel, denke, gedagtes, gemoed, geestelik. Want in die gees is daar geen tekorte nie. In die gees is God altyd teenwoordig. Sê amen. Amen. Jy is gees, jy woon in 'n liggaam, jy besit 'n sieldimensie, denke, gedagtes en gemoed. Maar dis jou siel waar die probleem is. Dis jou kop wat raas. Sê amen. Die juffrou bel een oggend sê, help my, want sy kop raas alweer geweldig. Maar sê, besef ek haar eie kop raas net so baie. Mense, kom ons raak rustig tussen die ore. Tussen die ore verwys ek na sieldimensie. Sê amen. Nou,
Waarvoor is Jesus gekruisig? Paasfees. Dieselfde tyd wat hulle Paasfees vier, meer as 2000 jaar gelede, word die ware Paaslam aan die kruis opgehaal. En raai wie is almal saam met hom? Almal. Die ganse mensdom, selfs hulle wat nog nie eens gebore is. Ek en jy was onthou. Die Bybel sê voor die grondlegging van die wêreld het die Here ons geken, het hy ons gevorm, het hy ons geroep om sy kinders te wees. Amen. So wat moet ek en jy doen? Beoefen sy teenwoordigheid. Moenie net Paasfees vier een keer 'n jaar nie. Vier elke oomblik van jou lewe Paasfees. Besef al die feeste is binne in jou. Wat is die feeste? Teenswoordigheidsfeeste. Beoefen die teenswoordigheid van jou hemelse Vader. Sê hy nie? Vader, ons dank U vir U woord vanmôre. Ons dank U Vader dat ons kan vanmôre saam met ons dierbares hier nagmaal kan hou. Vader, ons gee onsself nou vir hierdie oomblik, want ons hierdie simbole gaan benut van sy brood wat sy wys na sy liggaam, die brood wat die woord is en die wyn wat sy bloed is. En Vader, ons weet in Levitikus 17 het hy gesê dat die bloed is verbind aan die siel, denke, gedagtes en vermoed. En soos ons dan nou die brood en die bloed inneem in ons liggaam in, dan land dit ook in ons bloed. Want die woorde is Jesus. Jesus is die woord. En soos ons die woord koester in ons gedagtes, so ervaar ons dan die bloed wat Christus verbind is aan die siel, en soos ons siel verbind aan ons bloed, en ons gedagtes verbind aan ons bloed. En so kom die Christus gedagtes dan binne in ons bloed, en so is dit heilsaam vir ons hele liggaam. En daarom deur sy wonde het daar reeds vir ons genesing gekom. Ons gee al die lof, Here, en al die prys in Jesus naam. En almal sê amen. Wat toe u gaan vir ons 'n paar woorde ook iets kom praat. Hou die op, hoor. Ons berei onsself nou voor om nagmaal te gebruik. En ek wil vir julle lees van die kruisiging. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon, en hulle het hom gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig is, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werk, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerk. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. Bo kan sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif neergeskryf. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Hulle het gedink dit was 'n beskuldiging, maar dit was nie waar. Hy was die koning. Hy is nog steeds die koning. Amen. Halleluja. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig. Een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom geslaan terwyl hulle hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red Uself. As u dan die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters, dis die kerksmense, saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge hom gespot en gesê: ander het hy verlos, en homself kan hy nie verlos nie. As hy dan die koning van Israel was, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. En so het hulle aangehou. En omtrent in die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. En die mense wat daar was, het gedink hy roep vir Elia, maar dis nie wat hy gesê het. Hy het gesê:
my God, waarom het U my verlaat? Daarom kom daar, het Jesus weer met 'n groot stem geroep en hy het die Gees gegee. Ek wil hê jy moet iets sien. Jesus het sy Gees gegee. Hulle het hom nie doodgemaak nie, want hulle kon hom nie doodmaak. Dood kan nie lewe doodmaak. Amen. Want lewe kan jy nie doodmaak. En Jesus het die Gees gegee. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Daar in die tabernakel, die tempel, het die gordyn in twee geskeur. Van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hulle Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle gesê, waarlik, hy was die Seun van God. En ons sê dit nie was nie, ons sê waarlik, hy is die Seun van God. Nou ons vier Paasfees en Jesus het dit vir ons kom illustreer deur 'n diensknegt te word. As jy nog nie 'n diensknegt is, die koninkryk van God nie, wil ek hê jy moet vandag 'n besluit neem om 'n diensknegt te word van God. 'n Diensknegt is anders as 'n seun. 'n Seun stap in die plek behoort aan hom. 'n Diensknegt stap in en hy sê, wat kan ek doen? Amen. Want ons is hier om mekaar te bedien. Halleluja. Kom ons gaan by die naam. Dankie, pastoor Jan. Nou ja, nou gaan ons die voorreg hê om die simbole te gebruik. Die brood wat gebreek is, sê Jesus, is my liggaam. Neem almal, eet daarvan, denk en glo, dat hy in stukke gebreek is, sodat ons almal in hom heel gemaak kan wees. Soos wat ons hierdie brood breek in ons klomp stukkies, simbolies, en elkeen kry een van hierdie stukkies, bring hierdie oefening wat ons nou doen, in sy teenwoordigheid. Eenheid vir ons. Amen. Onthou julle die tonge van vuur het verdeel, sy almal verdeel. So dis lyk asof die eenheid van die vuur tydelik verbreek is, maar toe het die vuur op elkeen gaan sit, en hulle is gevul met die Gees, Heilige Gees van eenheid. En so bring die Here hulle weer in sy eenheid. Want in Johannes 17 het hy gebid, Vader, maak hulle een, soos ons een is. So wanneer jy die stukkie brood het nou ontvang, hou dit net in jou hand, so deel dit vir ons so lank uit. Hou dit net in jou hand, moet dit nie dadelik eet nie. Kom ons doen dit as 'n eenheid, almal saam. Baie dankie dat julle almal hier teenwoordig is vanmôre, saam met ons hierdie fees kan vier van sy teenwoordigheid. Deur die nagmaal of verbondsmaal of huweliksmaal. Ons eenheid met ons Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg. Dat hulle in jou gedagtes kry ook eenheid. Dis nie meer hulle en ons nie. Dis nou net ons. Want ons bid onsse Vader. En as daar enige iemand in jou gedagtes is, wat jy as 'n vyand beskou, sê Jesus, bid vir jou vyand, totdat jy eenheid ervaar. Sê almal, wat in Christus is ons almal een. So almal 'n stukkie brood gekry. So kom ons almal saam dan, maar die brood en eet. En ons sê, dankie Jesus. Die liggaam is vir my gebreek. Die woord is vir my gebreek. Die woord is vir my vanmôre oopgegaan en is oopgebreek. En ek eet die woord. En die woord is 'n eenheidswoord. Dit bevestig my eenheid met my hemelse Vader. Word nou een met die woord. Die ingeplante woord wat in staat is
om jou siel, denke, gedagtes, gemoed vry te maak, heel te maak, een te maak met die Here. So het hy na die brood ook die wyn gevat en vir hulle gesê, hier is die beker, wyn, my bloed, wat gestort word vir julle. Neem dit. Neem dit. Weer eens, elkeen van ons vat een kelkie en ons hou dit vas. As jy goed hier om 2 heer, is welkom. Die sê, ek voel so oorweldig met hierdie woord en hierdie blydskap, ek moet sommer die hele bolle hê, asof vir julle een organiseer. Gelukkig is dit drywe saam. So, neem dit, en ons gaan allemaal saam weer dit drink, as 'n gebaar van eenheid. Wat 'n voorreg om saam met julle op hierdie goeie Vrydag, al ons geliefdes hier vermoed, hierdie saam te benut. So ons gee geleentheid net vir almal om te kry, is so baie mense. Baie dankie. En almal van julle, kom ons drink. En ons sê dankie Jesus, dat die bloed, die kosbare bloed, het reeds alles betaal, wat nodig was. Dit het ons sonde uitgewis, as dit nooit was nie. So ver as die weste is van die ooste verwyder nie, ons oortredinge van ons beeld mis, waar ons die beeld van die Vader mis, waar ons nie liefdevol opgetree het nie, waar ons nie vredevol opgetree het nie, waar ons geduld verloor het, ons blydskap verloor het, nie die goedheid van die Vader uitgedeel het nie, ontrou was en ons selfbeheersing verloor het. U dit gewas nou. Dis in die kruis het dit nou weggeraak. Is heeltemal vernietig. Die ou mens van sonde is totaal vernietig. En as hy ons af en toe koppel iets steek is omdat jou gedagtes dit nog daaroor bereid. Maar Jesus Christus gedagtes, sy woord, die vuur daarin, brand nou al daai onaangename gedagtes uit. Jy is nou skoon, jy is nou suiwer, sien jouself so. En as daar gedagtes is van plan, niemand gevange, bring gehoorsaamheid aan Christus Jesus woord. Weet dat die vuur van die woord is binne in jou, die Heilige Gees vuur. Jy is gedoop met sy gees en met vuur. En daar is nou vuur in sy woord. En Jesus sê in Johannes 6, my woorde is gees en lewe. So ons het nou sy lewe. Nou moet ons bely oor onsself. Nou sê ons, dankie Here, U lewendig wording aan die kruis was my lewendig wording. En daarom het ek nou lewe tussen my ore. U opstanding by die kruis was my opstanding. En daarom het ek nou opstandingskrag in my gedagtes, denke en gemoed. Bely dit oor jouself, sê dit van jouself. En dan wonderlik, nou gaan ons die rus in, want getal 7, die 7 feeste, teken rus in sy teenwoordigheid. En dit beoefen jy, en dan elke dag, elke oomblik, elke sekonde, elke hartklop, elke tree wat jy gee, sê vir jouself, ek is nou in hom, en hy is in my, ek is deel van hom, ek is een met hom, sy lewe is in my, sy opstanding is in my, ek rus nou in sy voltooide werk. Wie sê amen? Praat met jouself. Wat sê David? Hy sê vir sy siel, o siel, denke, gedagtes, gemoed, waarom buig jy jouself neer in my? Staan op, jou verlosser lewe, in Jesus naam. Amen.